Welkom by die luistermeditasies vir Kerstyd. Vandag is Dinsdag, 30 Desember, en die skrifgedeelte waarby ons vertoef is Jesaja 63, vers 7 tot 9. Ek nooi jou uit om in hierdie feesseisoen te draai na God wat in die middel van alles staan. Steek gerus die adventskrans aan in sy volheid, al 4 die kerse, die Christuskers in die middel, en vra die Here om ook die lig voor jou in jou binnekant te laat brand. Die lig van God wat na die wêreld toe gekom het, om vir ewig lig te bring, wat geen duisternis kan oorweldig nie. C. Louis Leipold se gedig, 'n Kersnaggebed, word ook nou ons eie. Bedaar o Heer die hartstog wat tot haat teen broer en buur wil opreis as ek vind, 'n vriend nie meer tot vriende werkgesind, 'n maat van ouds nie meer my troue maat. Skenk my die krag om wat ook wissel en kwyn, die jare deur as mens getrou te bly, en sonder trots en sonder huiglarry, my plig te doen voordat my dag verdwyn. Leen my die kennis wat my spoor tot klim uit bo die kraanse van onwetendheid, sodat u skepsel tot u diens gewyd die lig kan raak sien waar die waarheid glim. Nie om verdwaand te spog met wat ek win, nog om verwend my kennis voor te stel as iets alwetends, maar op u bevel, en om wat u gegee het te ontgin. Die las van jare, ouderdomsverdriet, die kers wat uitbrand tot die blaker blik, skenk my geduld om dit te dra, verkook deur wat die tyd wat voor lê nog kan bied. Vir daalikse arbeid gun my oop en lus, die oes is geil en al te kort die tyd, besiel my in die goedertierenheid, om voort te werk tot u dood my sus. Ek smeek u Heer om my hulp dat ek behou, die wonderskat my te bedeel as kind, dat ek en wat ek op u wêreld vind, weerkaatsing van die goddelik skoon aanskou. Amen. Jesaja 63 vers 7. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het, sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade, in sy groot liefde. Hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie. Daarom het hy hulle gered uit al hulle nood. Hy was nie vir hulle vyand nie. Hy self was die engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos deur sy liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en hulle altyd gedra. In die Kerstyd vertel Jesaja vir ons van 'n God wat nie ver staan nie hoog by ons pyn, nie verby ons vreugdes of onbetrokke by ons wonde nie. Hier is 'n God wat beweeg. In alle nood was hy daar. Dis die misterie van Immanuel, die God wat nie net kom besoek aflê nie, maar wat kom om deel te neem. Jesaja se woorde herinner ons aan die sagtheid van God se redding, nie deur geweld nie, maar deur nabyheid, nie deur donderslaan nie, maar deur 'n kind. Die engel van sy teenwoordigheid het hulle verlos, sê die teks. 'n Engel van lig, 'n fluister van troos, 'n hand wat ons dra wanneer ons nie verder kan nie. Kersfees nooi ons om dit weer te hoor. God se liefde word sigbaar in die kleinste gebaar, die stilste skuiling, die diepste deernis. En selfs vandag, wanneer ons die stories van Jesus se geboorte weer lees, word hierdie belofte nuut. God is die een wat jou dra, die een wat jou red, die een wat naby bly. Ek nooi jou uit om na te dink oor hierdie Kersfeesseisoen,
Waar sien jy tekens van God se nabyheid? Dink bidtend hieroor na. Waar in jou lewe het jy opnuut vandag die boodskap van Jesaja nodig? Die boodskap wat sê, hy dra jou. Bring dit voor die Here. In die laaste oomblik van nadenke wil ek jou uitnooi om ook te draai na die wêreld om jou. Wie in jou omgewing, van jou gemeenskap, het dalk nodig om die sagtheid van God se deernis opnuut te beleef? Hoe kan jy dit aan hulle sigbaar maak? Bring hierdie persone in gebed voor God. Kom ons bid saam. Immanuel, God wat saam voel, saam dra, red. Wees naby my hierdie Kersfees. Maak my hart sag om die liefde te erken en maak my lewe 'n teken van u teenwoordigheid. Amen.